Daar is ek nou. Hartlik welkom. Dis lekker om by mekaar te wees. En dis daarom nog nie so verskriklik koud soos wat ek aan gewoond is in Pinkstertyd nie, maar ek kan sien die seisoene draai. Ek verstaan nog glad nie wat hier aangaan nie, want dan reën dit en dan is dit warm en dan is dit koud. Maar dis warm in ons harte, soos wat daai Emmausgangers Jesus ontmoet en loop, en dan sê hulle maar iets het gebeur in hulle, nê? Hulle harte het warm geword toe hulle die woord hoor. En my gebed is regtig dat jy vanaand iets sal ervaar van die Here se teenwoordigheid, dat jou hart warm sal word, dat jy die woord sal hoor. En ek moet sommer aan die begin sê, ek het nou gister gebieg en gesê die Here het nou die reeks sy boodskappe verander, en vanaand se boodskap is een wat jy gaan hoor, en ek dink jy gaan verder daaroor moet gaan dink, want ek moet ook verder daaroor dink, en daaroor bid. En die Gees is die naprediker. Dis eintlik die wonder van prediking, nê? Die preek hou mos nie nou op vanaand nie. Hallo manne, is lekker dat julle hier is, hoor. Al die pad van die koshuis. Ja, great. Welkom. Die Gees is die naprediker. Dit beteken, dit wat ons hoor, moet die Gees verder in ons harte kom bevestig, en natuurlik vir elkeen van ons, weer in ons eie lewe, in ons eie konteks, kom betekenis gee. So, die Here praat nie net nou hier, hy praat ook wanneer ons hier uitstap, en dis my gebed regtig ook vir vanaand, maar vir Pinkstertyd ook, is dat die Here deur sy Gees die naprediker sal wees, en ook verder sal praat met elkeen van ons. Ek sê dankie vir Theresa en Christian, en Dharma wat vanmôre en vanaand hier is, eerste keer wat ek in die aand hier preek. Dankie dat julle vir ons musiek maak, ek waardeer dit regtig. Gawes wat die Here vir julle gegee het, waarmee julle ons kom bedien. So kom ons kan eintlik so sit, nê, vir die eerste lied. Ek het 3 liedere uitgekies, dit gaan alles oor die grootheid van die Here. Die eerste lied is een wat ons baie goed ken, eintlik ken ons al 3 liedere vanaand baie goed. En dit is 'n belydenis, dis 'n geloofsbelydenis. Baie keer sal mense, kom ek sê maar net dit, vra oor die orde van 'n erediens, en hoe werk dit? Wanneer doen ons nou die wet en die skuldbelydenis, en hoekom werk die ordes nie altyd soos wat dit werk nie, nê? Wat is 'n erediens? 'n Erediens is 'n ontmoeting tussen God en sy gemeente. En dis 'n dinamiese ontmoeting, want God is dinamies. Hy praat op verskillende tye, op verskillende maniere met mense. En hierdie ontmoeting met God is 'n dialoog. Dit beteken, God praat en ons praat. So, wanneer praat God, wanneer ons die woord hoor, en wanneer praat ons, wanneer ons bid, of wanneer ons sing, of wanneer ons bely. En die wet is die rigsnoer vir die lewe, dit moet ons hoor, en hopelik hoor ons dit elke week. Hoe wil die Here hê moet ons lewe? En die belydenis is elke keer wanneer ons Jesus bely, God die Vader, Seun en Heilige Gees bely. Nou dit kan op verskillende maniere gebeur. Dit hoef nie op een manier te gebeur nie. Dit hoef nie net te gebeur met 'n geloofsbelydenis wat ons opsê nie. Daar's plek vir dit ook. Maar dit gebeur ook wanneer ons sing. Hier sing ons belydenis. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Dis ons belydenis. So kom ons sit so, en dan sing ons hierdie lied, as ons geloofsbelydenis, ook vanaand. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou,
sag is sy juk, hy gee vermoeides die ware geluk, hy het sy genade, liefde en trou, weet al hoe God sy kinders behou. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is oorwinnaar, hy is die Heer, selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Ons bid net saam. Here Jesus, U is inderdaad getrou en ons struikel daagliks. Maar as U is getrou en U vergewe, Here, en vergewe ons ook waar ons U te klein oor U dink, Here, en U verstaan dat deur die bloed van Jesus kan ons hier sonder blaam of sonder skuld voor U staan, Here, deur daai genade, en dit is slegs in die naam van Jesus wat ons hier voor U staan, en is slegs in U naam, Here, wat ons sing en U naam op ons lippe bring, en ons eer U, Here, en ons erken U as ons God en ons Here, as die Heerser en die Skepper wat al hierdie mooi dinge om ons gemaak het, wat ons daagliks sien, Here. En deur die naam van Jesus kan ons getuig dat U goed is, en dat U ons God is, en dat U groot is. Amen. Ek roem U naam, ek wil graag sing, ek wil U eer, U hulde bring, want daar is trou en liefde by U. Ek wil voor U almag en met my hele hart getuig van die groot ontferming, genade vir 'n sterweling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. My diepste nood bring ek voor U, ek bid tot U, ek vra U, Heer, sien my tog raak, genees my grootste seer. Ek wil voor U almag buig en met my hele hart getuig van die groot ontferming, genade vir 'n sterweling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie.
kom ons bid eers saam. Here, hoe ongelooflik is dit om met ons menslike stemme U 'n dankoffer te kan bring. 'n Lofoffer. Want ons lees in die psalms dat daar staan, U woon in die lofsange van Israel. U is tuis daar waar ons vir U sing. U is tuis daar waar ons U eer en U loof en U dank. Dankie vir mense wat hier is vanaand wat dit saam met ons kom doen. Dankie vir musiekinstrumente. Loof hom met die tromme en simbale en klaviere en gitare. Laat alles wat asem het die Here loof. En ons het soveel vanaand, Here, om U te loof mee. Ons het soveel om voor dankbaar te wees, want aan U liefde, Here Jesus, vir ons is daar geen einde nie. Dit duur van geslag tot geslag. Ons verdien niks, Here, wat ons kry nie. Alles wat ons het, is genade. Dit kom uit U hand. En daarom, Here, is dit ons verlange, ons behoefte, dat ons meer en meer iets sal wys van wie U is, wie die God is wat vir ons goed is. Ons wil nie net flout deur die lewe nie. Ons wil nie net op papiere merk ons is Christene nie. Ons wil regtig, Here, anders wees. Ons wil heilig wees soos U heilig is. Dit beteken, Here, dat ons nie altyd alles reg kry nie. En dat ons maar keer op keer gaan moet terugkom en gaan sê, jammer Here, ons het gefou. Jammer Here, ons het gefaal. Jammer Here, soos Petrus, ons het U verloon. Jammer, ons het die verkeerde goed op die verkeerde tyd gesê. Dit wat ons wil doen, dit doen ons nie. En dit wat ons nie wil doen nie, juist dit doen ons. Dis 'n lewe van val en opstaan, waarvoor U begrip het, en wat U verstaan en ken. En daarom het U in Jesus ons kom verlos en ons kom vrymaak van die las van die sonde wat die dood bring en ons op 'n nuwe pad gesit. Een van groei, een van heiligmaking en een van geloof. Een waarin die Gees ons lei en ons vorm en ons verander. En Here, daarom bid ek vanaand dat ons klei sal wees in die pottebakker se hand. En dat U ons sal vorm en sal druk en sal maak soos U wil. En as ons hard geword het, gooi maar van die water van die Gees op hierdie klei, sodat ons sag sal word en U van ons kan maak wat U wil. Ek bid vir herlewing in ons harte, in ons gemeente, in ons gemeenskap. Kom o Gees van God, vul ons met U self, met die waarheid, met die lewe. Amen. Gisteroggend het die Here met ons gepraat oor die Gees wat 'n gees van beweging is, nê? Hy wil ons vernuwe en hy wil ons verander, hy wil ons nuut maak. Sodat ons met entoesiasme hom sal dien en vir hom sal lewe. Ons het gehoor dat Moses 'n wens gehad het. En dit was dat die Gees nie net op hom sal wees nie, maar op die 70 sal kom soos die Here besluit het, maar eintlik op almal sal kom. En die wens van Moses word waar op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort word op al die gelowiges. En na die uitstorting van die Gees, kom daar beweging. Dis een van die kenmerke van die Gees. Die Gees bring beweging, hy bring verandering. En die beweging word 'n beweging ook binne die kerk. Gelowiges spat soos vonke oor die destydse wêreld, Judea, Samaria, uithoeke van die aarde. En daar waar daai vonkies val, maak dit vure en die evangelie versprei onder die kragveld van die Gees. Die gemeente verander. Ons sien dat hulle vir mekaar omgee, dat hulle vir mekaar lief is, dat hulle goed verkoop en vir mekaar gee, uitdeel en sorg. En die kerk van die Here Jesus groei in daardie tyd dinamies. Want jy sien, sonder die Heilige Gees
is ek en jy kragteloos en die kerk staties. En ons krag, ons krag lê nie in ons getalle nie. Die krag van die kerk lê nie in getalle nie. Die krag van die kerk lê ook nie in ekumeniese bewegings of die grootte van gemeentes nie. Die krag van die kerk lê in die Gees. Dis waar die krag lê. Die krag van die kerk lê in die vervulling met die Gees en die werking van die Gees in mense se lewens. Dis waar die krag lê. Nou het ek al baie hieroor gewonder. Kan 'n gemeente sonder die Gees wees? En kan gelowiges sonder die werking van die Gees wees? En dan gaan jy sê, hoekom ek daaroor wonder? Hoe is dit moontlik dat iemand sal sê, hy of sy is 'n gelowige, maar as jy kyk en luister hoe hulle praat en lewe, is daar geen teken daarvan dat hulle kinders van die Here is nie. Ek is op 'n paar WhatsApp groepe. 'n Paar, ja, want dit is nou wat gebeur, jy word hier genooi en daar, toe ons nog in die Vrystaat was. Ek is nou nog nie genooi na dryweplase en sulke dinge nie. Ek het ene. Ja, ons sal die nabietjie daaroor gesels. Julle het my nou heel van my storie af en nou goed. Oor die jag, ja. Ek is op van daai groepe, en ek is op van daai groepe sonder dat die ouens weet ek is op daai groepe. As ek kyk hoe daardie manne wat waarskynlik Sondag in die kerk sit, miskien van hulle. As ek kyk hoe hulle praat en die goed wat hulle rondstuur en die goed wat hulle lewe, is dit verseker nie lewens wat deur die Gees beheers word nie. Sommige mense, gelowiges, kan nie eers die naam van die Here in gesprekke noem nie. Hulle sal praat van die man daarbo, of die ou baas, wat na ons kyk. Hulle het nie die vrymoedigheid om in 'n gesprek die naam van die Here eers te spreek nie. En as jy nou met mense daaroor gesels, dan sal hulle maklik vir jou sê, maar luister, geloof is 'n persoonlike saak. Dis 'n ding tussen my en die Here, dit het niks met niemand anders uit te waai nie. Maar is dit die waarheid? Want as die Gees oor julle kom, Handelinge 1:8, sal julle my getuie wees. Daar moet iets met jou mond gebeur, met jou lippe gebeur, wanneer jy Gees vervuld is. Want dis soos jy 'n getuie vir God kan wees. Dit kan mos nie net 'n persoonlike saak wees tussen my en die Here nie. Gees vervuld beteken mos, hy stuur jou, hy gebruik jou. Ek sê nie gaan loop met die Bybel oral waar jy kom nie. Maar jy het 'n storie. Jy het iets van die Here in jou lewe wat jy met ander kan deel. So, nou wonder ek ook vandag, maar wie ontvang die Heilige Gees? En wanneer ontvang jy die Heilige Gees? En hoe ontvang jy die Heilige Gees? En as ek die vraag vanaand vra, dan sal die meeste van ons die antwoord gee, dat wanneer jy tot bekering kom,
het jy outomaties die Heilige Gees. Of wanneer jy gedoop is, het jy die Heilige Gees. En ek weet nie of jy al mooi daaroor gedink het nie, maar ons moet vanaand daaroor dink, en soos ek in die begin gesê het, die Gees moet die naprediker wees, hy moet ons lei, ons moet dalk weer daaroor gesels, maar ons moet dit wat ons dink en glo, moet ons toets aan die woord, dis wat ek die hele tyd sê ons hier moet doen. Die woord moet ons lei, en daarom wil ek 3 skrifgedeeltes vanaand uit Handelinge saam lees, en hierdie 3 gedeeltes kom al 3 na die uitstorting van die Heilige Gees. En dit handel alles oor wie, wanneer, hoe die Heilige Gees ontvang word. En ek wil dit net met julle lees, die eerste skrifgedeelte. Handelinge 8, vers 4 tot 17. En onthou nou die 2 W's in die H. Wie, wanneer en hoe. Toe die apostels in Jerusalem hoor, dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes daarheen gestuur. Dis nou die swaargewigte. Hulle het gegaan en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want hy het toe nog op niemand van hulle neergedaal nie. Hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hierna het die apostels hulle die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. Wat gebeur hier? Mense het die woord gehoor. Mense het die woord aangeneem. Met ander woorde, hulle het tot bekering gekom. Hulle is gedoop. Nou tot hiertoe is alles nog reg. Maar hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. En hoe ontvang hulle die Heilige Gees? Daar's vir hulle gebid en daar's vir hulle hande opgelê. Ek sê dit nie. Dis Handelinge 8. Handelinge 10. Dis nou net nadat ou Petrus, die visioen sien van die diere wat hier uit die onrein en rein diere wat uit die hemel op die doek. Onthou Tannie Lilies die storie. En ek sal hom vir Tannie na vertel. Die doek kom af met die rein en die onrein diere. En Petrus, die Here sê vir Petrus, maar wat jy dink rein en onrein, heilig en onheilig is nie waar nie. My Gees sal kom op almal. Ongeag taal, kultuur, ras, geslag, volk, my Gees sal kom op almal, mans en vroue en kinders. En dan kry Petrus hierdie woord. Petrus was nog aan die woord. Toe die Heilige Gees op almal wat na die toespraak luister, neerdal. Die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was uiters verbaas dat die gawe van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort is. Hulle het immers gehoor hoe hulle in tale spreek en God loof. Toe sê Petrus, niemand kan tog verhinder dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, met water gedoop word nie. En hy het opdrag gegee dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop word. En toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae aan te bly. Wat gebeur in Handelinge 10? Mense het die woord gehoor. Mense het die woord aangeneem, hulle het tot bekering gekom. Hulle het die Heilige Gees ontvang, maar hulle is nie gedoop nie. Maak dit vir julle sin? Julle moet net bietjie saam praat, dat ek net sien julle, dis laat in die aand, kerels, dit kan wees dat julle aan die slaap raak. Alright. Goed, dis Handelinge 10.
En wat gebeur? Hulle die Gees ontvang en hulle word toe daarna gedoop. Right. Kom ons gelees wat gebeur in Handelinge 19. 19 vers 1 tot 5. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die hoogliggende gebiede gereis en afgegaan na Efese, waar hy 'n aantal disippels aangetref het. Hy het hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Nou kyk hierdie antwoord. Hulle het hom geantwoord, nee, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. Toe vra hy, met watter doop is julle dan gedoop? Met die doop van Johannes, het hulle geantwoord. Daarop het Paulus gesê, Johannes het gedoop met 'n bekeringsdoop, toe hy vir die volk gesê het om te glo in die een wat na hom kom, dit is Jesus. Nadat hulle dit gehoor het, is hulle die naam van die Here Jesus gedoop. En toe? Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het oor hulle gekom, en hulle het in tale gepraat en geprofeteer. Wat het gebeur? Hulle het die woord gehoor, die woord aangeneem, tot bekering gekom, is gedoop, maar is toe die hande opgelê en het die Gees ontvang. Dis die skrif. So hier's duidelik, vriende, 4 dinge wat gebeur in mense se lewens wat die Heilige Gees as gawe ontvang. Die bekeerlinge van die Nuwe Testament is deur hierdie 4 fases gevat. Paul is die volgende skyf. Repentance, faith, baptism en baptism of the Spirit. So met ander woorde, presies dit wat ons nou gelees het. Berou en belydenis van sonde, kom tot geloof in Jesus as die saligmaker en jou verlosser, doop in water as 'n teken van afwassing van sonde, en doop met die Heilige Gees as die krag van God. Nou hierdie 4 dinge kom nie altyd, soos ons nou gehoor het, in kronologiese volgorde in Handelinge voor nie. Maar die 4 goed is altyd teenwoordig. Somtyds, hierdie eerste 2 bly dieselfde, berou en bekering, nê? Aanneem van Jesus. Die doop met water en die doop met die Gees is somtyds omgedraai, maar dis aparte gebeurtenisse. Somtyds eers die Gees en toe gedoop, en ander keer gedoop en toe die Gees. Dit beteken dat die ontvangs van die Heilige Gees nie outomaties gekom het met mense se bekering of met die doop nie. Is dit nie? Stem julle saam? Alright. En dan het die apostels 2 goed gedoen. Hulle het gebid vir die doop of die vervulling van die Gees. In Handelinge word hierdie terme, ek kan dalk môre daaroor sê, ek sal nog weet nog nie waaroor môre gaan nie. Doop en vervulling word in dieselfde asem genoem in Handelinge, maar hulle het gebid vir die doop of die vervulling met die Gees, en hulle het mense die hande opgelê, en dan het hulle die Gees ontvang. In Jesus se lewe was dit ook so. Jesus ontvang die Heilige Gees ook na sy doop.
En onthou nou, Jesus se doop is 'n ander doop. Ons kan nie sê omdat Jesus groot gedoop is, nou moet ons groot gedoop word nie. Want Jesus het nie 'n bekeringsdoop gehad nie. Hy was nie 'n sondaar nie, sy sonde moes nie afgewas word nie, dis 'n ander doop. Jesus se doop is die begin van sy aardse bediening. Na daai bediening het Jesus die wêreld ingegaan vir 3 jaar en die evangelie verkondig. Dis 'n ander doop. Maar wat gebeur met Jesus? Jesus word gedoop en dan daal die Gees neer op Jesus en hy kan gaan en hy kan wonderwerke doen. Kom ons lees dit. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op hom kom. Dit was 'n aparte gebeurtenis in Jesus se lewe. En van daardie oomblik af, kon Jesus onder die kragveld van die Gees lewe. Die oomblik toe Jesus as die tweede persoon in die drie-eenheid, die krag van die derde persoon in die drie-eenheid, die Heilige Gees ontvang. Toe kon Jesus die versoekings van die duiwel in die woestyn weerstaan, en hy kon bose geese uitdryf, en hy kon wonderwerke doen, en hy kon siekes genees. Toe die Gees van God op hom kom. So vriende, vir my vandag was dit duidelik, dat die skrif sê, dat daar sekere dinge in ons lewe moet gebeur, voor ons die gawe van die Gees kan ontvang. En daar's 'n onlosmaaklike verweefdheid tussen berou en bekering en geloof en die doop en die ontvangs van die Heilige Gees. Jy kan nie dit uitmekaar uithaal nie. En natuurlik is dit so, dat die Heilige Gees op misterieuse wyse ook voor die tyd werk, om mense te lei tot geloof en te lei tot bekering. Hy werk voor die tyd, ook met mense, maar die vervulling met die Gees is iets waarvoor daar gebid en gevra moet word. Dit kom nie net outomaties met jou doop of met jou bekering nie. En weet wat? Een van die belangrikste elemente in geesvervulling, is dat jy daarna moet soek. Of daarvoor moet vra. Of daarvoor oop moet wees. Ek dink aan die Pinksterherlewing in Suid-Afrika in die vroeë 1900s. Wat 'n hele herlewing in die kerk gebring het. Hoekom? Die kerk was oop daarvoor. Hulle het daarvoor gebid. Hulle het daarvoor gevra. Hulle het vir herlewing gevra. Hulle het herlewing verwag. Hulle was gereed en oop om die Heilige Gees te ontvang in hulle kerk, in hulle lewens. Hulle was gereed vir die doop met die Heilige Gees. Hulle was gereed vir die vervulling met die Heilige Gees. En weet jy wat? Dit leer Jesus self in Lukas 11 vers 9. Nou, Lukas 11 vers 9, is 'n teks wat ons baie aanhaal, maar ons haal hom totaal uit konteks aan. Kom ek lees hom vir jou. Jesus praat hier. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Hy sal die Gees gee vir die wat die Heilige Gees vra. Die wat oop is vir die Gees, die wat gereed is vir die Gees, die wat vervul wil word met die Gees. Met ander woorde, hy sal dit gee vir die van ons wat die behoefte het dat die Heilige Gees ons moet vervul. Wat oop is daarvoor dat die Heilige Gees van my besit kan neem, dat die Heilige Gees my lewe kan omdop en kan verander.
En nie almal het daardie wens nie. Nie almal het daardie behoefte nie. Nie almal bid daarvoor en vra daarvoor. Het jy al daarvoor gevra? Het jy al daarvoor gevra dat die Heilige Gees van jou besit moet neem? Dat die Heilige Gees jou moet vervul? Nie almal vra dit nie. En daarom is die Gees bedroef. Ek verstaan dit vandag vir eerste keer. Daarom is die Gees hartseer. Want hoekom? Baie mense het nie eers die behoefte dat die Gees by hulle moet wees nie. En die Gees is hartseer daaroor. En jy sien, wat gebeur, nê? Ek en jy vra gereeld vir vergifnis. Omtrent elke dag. Daar gaan omtrent nie 'n dag verby, nê, wat ons nie 'n gebed afsluit met Here vergewe my oortreding nie. Ons moet dit doen. Dis deel van die Onse Vader gebed. Ons moet ons sondes bely. Ons vra gereeld dat die Here ons moet skoonmaak en moet leegmaak van sonde. Maar jy sien, skoon en leeg van sonde, sonder om vol te wees van die Gees, bring negatiewe Christene. Skoon en leeg, sonder mense wat vol is, bring negatiewe Christene. Dit bring mense wat net praat oor dit wat ons nie mag doen nie. Ons mag nie lelik praat nie, ons mag nie kwaad wees nie, ons mag nie dans nie, ons mag nie rook nie, ons mag nie drink nie, ons mag nie dit of dat nie. Te veel Christene, nê, is net skoon en leeg. Maar as jy sonde uithaal, moet jy die Heilige Gees insit, sodat jy 'n lewe in oorvloed kan hê. Sodat jy onder die kragveld van die Gees vry en vrymoedig en vervuld kan leef. Ek dink ek gaan hier ophou. Ons het daarom nog die res van die week ook. Hoef jy al die kos op een dag te gee nie. Ek wil vra of jy daaroor kan gaan dink en daaroor gaan lees en daaroor sal gaan bid. Soek en vra en klop by die Here. Want lyk vir my dis nie net van sit en kom luister nie. Jy sien vervulling met die Gees. En dis hoekom ek glo dis hoekom die Here vanaand hieroor praat, want ons kan nie oor gawes en allerlei ander goed praat, nê? As daar nie by ons 'n honger is, 'n soeke is, 'n openheid is, 'n verlange is na meer van die Heilige Gees se werking in my lewe nie. Wat help dit ons praat dan oor klomp ander goed van die Gees? As daar nie hier binne 'n verlange is, 'n openheid is vir meer van die Heilige Gees nie. Ek dank die Here dat hy in ons harte geloof gewek het. Maar het jy al gevra vir die Gees? Is jy oop en gereed daarvoor? Want die Vader in die hemel wil oneindig baie meer vir jou gee. En hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Ons sal môre aand aangaan. Ja. Ja. Elien vra 'n goeie vraag. Hoekom maak dit haar bang? Jy sal nou nie glo nie, maar dit is waaroor ek gedink het ons môre moet praat. Ek het 'n oproep gekry, of ek kry 'n oproep van een van my ander kollegas, en ek sê vir hom, ons moet oop wees om die Heilige Gees te ontvang.
En my woord aan hom vanmiddag was, maar dit maak my bang. Want ek weet nie, hoe sal ek dit hanteer, as iemand vanaand hier opstaan, met 'n gawe, byvoorbeeld, kom ons vat die maklike een, van spreek in tale, en iemand anders staan op, en hulle lê die taal uit nie. En dis 'n goddelike boodskap van bo wat in die Bybel staan. Hoekom maak dit ons bang? En Helene, weet jy wat? Maar ek wil nie nou praat sonder dat ek gebid of gedink het nie. Maar dit maak dat ons nie oop is nie. Ons is bang. Ons is bang vir dit wat God nog kan doen. Ons lees dit maklik in die Bybel. Ek bedoel, Petrus loop verby siekes, nê? Sy skaduwee val op die siekes. En hulle staan op en hulle is gesond. Daai geesvervulde mense salf ander mense met olie. En hulle word gesond. Bonatuurlike krag. Jesus sê self, dieselfde kragtige werking wat in my is, gaan in julle wees. Hy sê dit self. Julle gaan vir hierdie berg kan sê, skuif jou. Ons glo dit nie. Ons is te bang. Ons is te bang iets gebeur wat buite ons beheer is. En wanneer jy geesvervuld is, nê, gebeur daar goed wat buite jou beheer is. Jy kan dit nie beheer nie. Ek kan vanaand julle beheer, nê? Want hier sit julle. Julle sit in rytjies en julle sit stil en luister en alles. Maar soms, wanneer die Gees kom, is ons beheer weg en die Gees neem beheer. En jou vraag is een waaroor ons almal moet gaan dink. Ons moet almal daaroor dink. Hoekom is ons bang? Hy is dan die goeie Vader wat ons in Lukas lees. Hy is dan ons goeie Vader, wat vir ons net sal gee wat goed is. Net wat mooi is en wat goed is vir ons, maar ons is te bang. Ons is tevrede om so te bly, te bang om meer te ontvang. Dis waar die openheid lê. Ek kan nie vanaand sê hoe dit is met ons elkeen nie. En dis hoekom ek maar afsluit om te sê, maar kom ons vertrou die Here daarmee. Kom ons vertrou die Here. Kom ons vertrou die Here dat hy met ons elkeen 'n pad sal stap, in terme van die doop met die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees. Maar vrees is iets wat maak dat ons nie oop is nie. Jy sal ook nie glo nie, ek het in my inleiding hiervoor gesê, ons moet sop kry. Sop is baie belangrik. Baie dankie vir die wat dit gemaak het vanaand. En dan sê ek wil na die tyd geleentheid gee vir bespreking, kry jou sop en kom sit hier. En dis wat ek gedink het ek ook moet doen. Paul, ek wonder of jy nou, ons sê vir die wat inluister, baie dankie, lekker slaap, totsiens.